tweede gedagte wat ek vanoggend in gedagte moet hou, wanneer ek in my vis is, en dit is, ek moet daar na Jesus toe vlug. Ek moet daar na Jesus toe vlug, en dit is 'n aktiewe ding. Dis nie sommer net, ek wag dit uit nie. Nee, ek moet vlug. Jona 1:7 sê Jona, hy sê, toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, né? En wat het ek gedoen? Ek het gebid. En in my gebed het U gekom, en in my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Nou, hulle het geglo, God bly in die tempel, en jou gebed kon tot daar gaan, as die Here jou dit laat toestaan. Maar hier is die ding, Jona is waar? Hy's in die vis, wat doen hy? Hy bid. So Jona sink, wat doen hy? Hy roep die Here aan. Ek wil 2 verse met julle deel, en ek weet dit het meer te doen met redding, per se, as wat dit te doen met jou krisisse, maar ek dink nog steeds is daar sprake. In Romeine 10:13 sê Paulus, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Met ander woorde, wanneer ek die Here se naam aanroep, uit my sondigheid, dan red hy my, hy vergewe my. En hy het die mag om my heeltemal te herstel. Romeine 10:11, sê 2 verse vorentoe, sê, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Vers 12 sê, herhaal dit, niemand nie, en daarom moet ek en jy, het ek foute gemaak, het ek opgemors, wel, hier is die eerste ding wat ek moet doen, ou net, moenie verskonings maak nie, moenie dit probeer verbloem nie, staan op en sê, ek het hierdie opgemors, en ek moet dit na die Here toe vat, en ek moet dit regmaak, want dit is gewoonlik die sleutel om eerstens uit die vis uit te kom, is dat ek moet een of ander bekering in my hart beleef, ek moet een of ander omdraai beleef, anders dan gaan dit nie verander nie, en dan, ek moet na die Here toe vlug, ek moet doen wat dit vat, is dit nodig om te bely, is dit nodig om te bekeer, is dit nodig om te smeek, is dit nodig om reg te gemaak, ek moet vir myself vra, wat sien ek voor my, wat's besig om te gebeur, is dit wat die Here in my lewe wil hê, lyk dit soos Romeine 6:23, die dood het gekom, of die lewe het gekom, lyk dit soos Johannes 10:10, dat die dief is besig om by my te steel, of ek is besig om te belê in 'n lewe van oorvloed. Hier is 'n baie maklike ding, en as ek sien wat besig is om te gebeur, dan moet ek 'n rigtingsverandering maak, en ek begin deur om die Here aan te gryp. En hier is dalk die sleutel wat jy moet verstaan, dit maak nie saak wat gebeur het in my lewe nie. Jesus se kruisdood was genoeg. Amen? Dit maak nie saak hoeveel jy opgemors het nie. Kom by Jesus uit. Die Here sal vir jou deurkom. Die skrif beloof dit. Op 'n manier, daar was 'n liedjie wat ons gehad het, wat was dit? Raving Lunatics of iets soos dit, maar in geval hulle het 'n liedjie gesing, We Don't Get What We Deserve. Dit geklink soos 'n rebelse liedjie. We don't get what we deserve. Ek kan dit nie eens sing nie, te lank terug. Maar die liedjie daaroor gegaan, ek verdien nie die ewige lewe nie, ek verdien nie vergifnis nie, ek verdien nie die Here se genade nie. Ons kry net nie wat ons verdien nie. En dit is hoe genade